Voordat ek gaan begin lees in Romeine 9, wil ek graag vir jou vra, wie was jou gunsteling baas? Die ou vir wie jy gewerk het, wat jy gedink het, Jesus, ek werk dalk nie meer vir hom nie, maar ek wens ek kan weer vir daai ou was 'n legend gewees. En dan sit jy hom in kontras met die baas wat jy uit die hel uitgekry het. Wie van julle het al so 'n baas gehad? As hy laat jou sit, moenie jou hand opsteek nie. Maar vir wat daar is enkele van julle wat al 'n baas uit die put van die hel uitgekry. Ek het so terwyl ek besig was om voor te berei met hierdie vraag, toe ek in die week het ek 'n droom gehad dat ek weer vir daai baas uit die hel gewerk het. Nou moet ek sê, oor die algemeen het ek 'n liefde vir slaap, maar daai dag was ek dankbaar vir wakker word. Want die blote feit is, ek dink ons het al, vir alles jy nou al deur 'n hele paar baase gewerk het jy al 'n groot verskeidenheid gehad, vanaf dies wat baie goed was, van die wat average is, en ander het jy gesê, eers net nooit weer nie, ek kan net nie saam met daai ou enigstens gewerk het nie. So dis wat ons het, is ons het sulke ervarings in ons lewe. Ons sit en ons dink in ons situasie en ons vra onsself, as jy uit 'n baas se perspektief gewoonlik in 'n situasie is, en jy kyk vir mense en jy werk deur al hierdie klomp mense wat nou kom en begin werk, dan is daar een ding wat jy as 'n baas weet, jy wil nooit te familiêr word nie. Want die oomblik as jy te familiêr word met die mense, dan begin hulle hand uitdruk. Okay, al die basse sê amen, daar's in daai oomblik. Die blote feit is net, want jy gee spasie en jy luister na hulle probleme en dan skielik soek hulle meer tyd af en skielik het hulle krisisse en skielik begin hulle movies kyk tydens werksure en as jy weer kyk, dan moet jy 'n hele ander veldbrandtraai doodmaak. En die blote feit is ons beleef hierdie groot kontras tussen 'n nice baas teenoor 'n baie streng baas, of 'n baas wat lei uit verhouding uit, of 'n baas wat lei uit posisie uit. En die groot ding is, omdat ons so groot kontras is in dit, moet ons verstaan dat partykeer hou jy van die een en jy hou nie van die ander ene nie. En in dieselfde aspek moet ons verstaan dat daar is sekere eienskappe van God se karakter wat jy van hou en daar sekere eienskappe wat jy nie van hou nie. Daar's sekere eienskappe wat ons mal is om oor te hoor en ons love hierdie deel van die prentjie van God. En dan is daar gedeeltes wat vir my en vir jou aanstoot gee. So as ek en jy praat oor die vaderhart van God, ons praat van die liefde wat God vir jou het, die genade wat hy uitstort oor my en vir jou, die feit dat hy jou aanvaar nes jy is, hy ken jou vir wie jy is, daai maak ons die warm fuzzy feeling kry in die binnekant van ons hart. Ons geniet dit om daai te hoor, want ons besef hoe gebroken ons is en ons besef die waarde daarvan om 'n liefdevolle Vader te hê. Maar dan moet ek en jy ook verstaan dat God is soewerein. God is soewerein. God beteken hy sit bo alles en God besluit en niks op aarde, onder die aarde of bo die aarde gebeur sonder God se goedkeuring nie. Hoor mooi, en ek maak daai stelling baie doelbewus, niks gebeur sonder God se goedkeuring nie. En die oomblik wanneer ek en jy kyk na 'n gebroke wêreld, en ons gaan kyk na hierdie wêreld wat om ons aangaan en die verwoesting en die vernietiging wat plaasvind, dan besef ons daar is iets wat in ons harte opstaan en ons wil 'n offense vat, ons wil aanstoot neem teenoor dit. Maar as ek en jy gaan kyk Jesaja 46, so as jy wil soontoe blaai en jy het vinnige vingers, kan jy soontoe gaan. Jesaja 46 vers 9, en hierdie is vir ons een van die mooiste verse wat God se hart as soewerein verklaar vir ons, en hy sê, ek is God, niemand is soos ek nie, ek maak bekend wat gaan gebeur nog voor dit gebeur, wat ek besluit, voer ek uit, wat ek wil, doen ek. Niks kan vir God sê wat om te doen nie. Niks gebeur wat God nie weet, gaan gebeur. En op die einde van die dag moet ek en jy verstaan dat God beheer alles. Nou, weer eens, wees versigtig as jy nou begin rooi vlae optel en sê, wat 'n kerk is hierdie? Hy is mos 'n liefdevolle Vader. Hy is definitief 'n liefdevolle Vader. Maar ek en jy moet verstaan dat daar is sekere goeders wat in God se beheer is, wat jy nie gedink het is in God se beheer nie. Spreuke 16 vers 33. Mense kan loetjies trek, maar die Here bepaal wat die uitkoms sal wees.
Jy het gedink jy bepaal of jy die lotto gaan wen deur daai nommertjies uittrek. Nee? Jy het gedink dat as ek poker speel, gaan ek wen want ek is baie goed met my strategie. Hy sê mense kan loetjies trek, maar God bepaal die uitkoms daarvan. Hoor mooi, God is in beheer. Die oomblik wanneer ek en jy dink aan natuur in homself, dan sien ons God is in beheer van alles. Op 'n stadium dan kom Jesus en hy praat oor 2 mossies. En ons lees dit Matteus 10 vers 29. Hy sê julle weet dat 2 mossies vir 'n skamele sent verkoop word, tog beland nie een van hulle hulpeloos op die grond sonder dat julle Vader daarbey betrokke is nie. God weet alles. Teen die tyd wat ek en jy Jonas se storie oopmaak en ons lees Jonas se storie, moet jy verstaan dat God bepaal 'n walvis om 'n mens in te sluk en die uiteinde van die storie te loop soos wat dit is. God bepaal dat daar 'n plant groei om vir Jonas skaduwee te maak en God vorm 'n wurm om daai selfde plant op te vreet. God bepaal die natuur. God is een wat in beheer is. Jy dink aan Jesus wat op 'n stadium slaap onder in die boot. Die disippels raak paniekbevange en wat doen hulle? Ja, gee hierdie ou nie om dat ons gaan verdruk nie. Jesus staan op en hy maak die storm stil. God is in beheer van die natuur. God is in beheer van die mense se harte. Daniël 2 vers 21. Hy bepaal die gang van wêreldgebeure. Hy sit konings af en stel konings aan. Hy gee wysheid vir die wat wys is en kennis vir die wat insig is. Hy openbaar geheime wat diep weggesteek is en hy weet wat in die donker gebeur. Ons dink baie keer as ons kyk na sekere mense of sekere mense wat in posisies is en ons dink hoe het hulle daar uitgekom? Wie het hulle gebraai om daai posisie te kry? En hier kom en God sê, hy sê ek sit in plek. God sit in plek. Ek en jy moet verstaan dat saam met hierdie goeters kom soos die storie van Nebukadnesar. God rig vir Nebukadnesar op om die hele vernietiging uit te rol oor Juda, om hulle weg te vat in ballingskap. En op 'n stadium toe staan Nebukadnesar en hy juig oor hoe groot en hoe amazing hy is. En in 'n oomblik maak die Here hom soos 'n wilde dier dat hy vir 7 jaar soos 'n wilde dier buitekant in die veld bly. God is in beheer. God is soewerein. God is soewerein. Nou, as jy wil aanstoot neem aan dit, is jy meer as welkom om aanstoot te neem. Maar jy moet verstaan dat as ek en jy God verstaan vir wie hy is, moet jy besef dat so soewerein soos dit hy is, net soveel is hy 'n liefdevolle Vader. En teen die tyd wanneer ek en jy by Romeine 9 uitkom, blyk dit vir ons asof die fokus van Romeine 9 fokus vir ons dat God is soewerein en dit voel vir ons onregverdig. Maar jy moet verstaan, ons het net met Romeine 8 klaargemaak en Romeine 8 sê vir jou dat daar is niks wat jou kan skei van die liefde van God nie. Nie hoogte nie, nie diepte nie, nie engele nie, nie bose magte nie. Niks kan jou skei van die liefde van God. So as ek en jy God net sien as liefdevol, dan begin ons leef met die perspektief dat ek kan doen en leef soos ek lus het. Dat ek kan sonde doen soos ek lus het. Ek kan ongehoorsaam wees soos ek lus het, want God is mos 'n liefdevolle Vader. En die tyd wanneer ek en jy Romeine 9 oopmaak, dan draai Paulus die tafels om en sy fokus word die Israeliete. Hy gesels nou oor die Jode. Hy praat nou spesifiek oor die Jode. Jode wat in die plek gekom het en hulle het gesê, maar ons is gekies as deel van die volk, die nasie van God, net omdat ons uit Abraham uitkom. En so dit is wat ons gedoen het. So as ek en jy moet nou gaan kyk en ons dink terug aan laasweek, het ons gesê Romeine 9 vers 2 tot 3. Nou begin Paulus en hy praat oor die Jode en hy sê in my hart het ek 'n onsaglike droefheid en 'n onophoudelike pyn ervaar. Ek sou inderdaad wou bid om self vervloek te wees, verwyder van Christus in belang van my broers, my volksgenote na my liggaam. So hier kom hy en Paulus het in sy wese hierdie diep liefde vir die Jode. En hy sê as ek kon, sou ek 'n ewigheid in hel spandeer, verwyder van Christus, as dit sou beteken dat hierdie ouens tot bekering gaan kom. Sien, Paulus weet hy kan dit nie doen nie,
En Paulus weet, daar was iemand wat klaar daai prys betaal het. Jesus het klaar daai prys betaal. Jesus was klaar. Alles is op hom gesit. Al die wraak van God is op hom gesit. Al die sonde van die wêreld is op hom gesit. Verwyder van God, sodat ek en jy in die teenwoordigheid van God kan wees. So dis wat Romeine vir my en vir jou heeltyd gedoen het, en dis hoekom ons gaan kyk het na daai groot fancy woorde, soos byvoorbeeld propitiation, God of Jesus wat my plek geneem het. Dan praat ons van expiation, beteken my skuld is van my afgehaal en op Jesus gesit. Ons praat van die woord imputation, Jesus se regverdigheid is gevat en is op my geplaas. Dis wat ons gesien het, ons sien dit is die liefdevolle hart van die Vader, wat Jesus aan die kruis gesit het vir my en vir jou. En so moet nooit op 'n punt kom wat ons dink dat ons daai prys kan goedkoop maak, deur net te sê liefdevolle Vader nie. Of soos dat die Jode op hierdie stadium sê, maar ons is mos ingesluit want ons is kinders van Abraham. En so nou kom Paulus en hy begin en hy gee vir ons, laasweek het ons die voorbeeld gebruik, dan sê ons nee, jy kan nie net 'n kind van Abraham wees nie. Want Abraham se kinders het nie almal deel van hierdie belofte gevorm nie. Onthou, Abraham het 'n eerste seun gehad en hierdie seun se naam was Ismael. Ismael was die kind gewees wat hy gekry het by 'n slavin. En God het nie daai kind gekies nie. Inteendeel, as ons gaan kyk na die storie wat daar plaasvind van Hagar en haar kind Ismael, is 'n verskriklike storie. Teen die tyd dat jy by Genesis 21 kom, daar was nou striweling gewees, Ismael het groter geword, Isak is gebore, en Sara het 'n renons in Hagar en hierdie kind. En hulle stuur hierdie vrou en haar kind weg, dat sy in die woestyn gaan sit, en sy in haar wese besef, haar kind gaan doodgaan van die honger. Dat jy lees in Genesis 21, sy gaan sit op 'n stadium, haar kind op die een kant, en hulle sê, sy gaan sit so ver weg, soos dat jy 'n pyl met 'n boog kan skiet. So ver weg gaan sit sy van haar kind af, want sy wil nie hoor hoe huil hierdie kind homself dood nie. Hoe gaan hierdie kind doodgaan hier in die woestyn? Dis wat gebeur het met Abraham se eerste kind. Dit voel onregverdig, maar God kies nie vir Ismael nie, hy kies vir Isak. Dit voel onregverdig. En dan gebruik hy 'n tweede storie. Die tweede storie gaan oor Jakob en Esau. En die groot ding is, 'n mens kan verstaan dalk met Abraham, hoekom het hulle nie die eerste kind gekies nie, want dit was nie van die regte vrou gewees nie. Maar teen die tyd wanneer jy by Jakob en Esau kom, hierdie is twee kinders saamgebore, saamgelewe, en God kies nie die eerste kind nie. Dis die algemene ding, dit was deel van hulle kultuur, is die eerste een kry alles, en God kies die tweede ene, maar nie omdat die tweede ene nicer was nie. Nie omdat die tweede ene hom gedien het en nie soos die eerste ene nie. Nee, die tweede ene het hom bedrieg en gelieg en gemaak net wat hy nodig het om hier uit te kom, en tog kies God die tweede een. En dit voel onregverdig. Dan vra ons onsself die vraag, maar as God dan regtig waar 'n liefdevolle Vader is, hoe kan hierdie goed gebeur? En dis waar ons die storie optel uit Romeine 9 vers 14. Romeine 9 vers 14. Wat sal ons dan sê? Is daar dan enige onreg by God? So is daar onreg, is dit God, kan jy aanstoot neem, kan ons op 'n punt kom wat ons ontsteld raak teenoor God? En dan sê hy geensins. Dan sê hy, en nou gaan hy vir ons 'n lys stories gaan hy vir jou gee. Nou dis maklik dat jy Romeine 9 gaan deurlees en net nie teruggaan na die stories toe nie. So ek wil nie ons moet vanoggend by elkeen van hierdie stories gaan stop en sien wat is die hart wat Paulus vir ons kommunikeer, en jy moet onthou, hy kommunikeer dit pertinent met 'n groepering van mense, 'n kerk wat gemengde gehoor is van Jode en nie Jode. Maar hy skryf oor die Jode wat Jesus verwerp het. So dis sy audience en dis waarvan hy praat. So hy sê, vir Moses sê hy tog, ek sal my ontferm oor wie ek my sal wil ontferm. En ek sal barmhartig wees teenoor wie ook al ek barmhartig wil wees. Dit berus dus nie by die mens wat wil en hom inspann nie, maar by God wat hom ontferm. Hierdie kom uit Exodus 33 uit. Exodus 32 ken jy goed. Dis die goue kalf storie. Moses gaan teen die berg op,
Mense begin paniekerig raak, hoekom is Moses so lank weg, wat gaan gebeur? Hulle bring al hulle goeders, hulle juwele bymekaar en Aaron maak vir hulle hierdie goue kalf. En teen die tyd wat Moses afgekom het, is God en Moses opset. En Moses maak die stelling en hy sê, wie is vir God en wie is teen God? As jy vir God is, kom staan hier by my, en die Lewiete kom vorentoe. En hy sê vir die ouens, begin doodmaak. Hierdie ouens gryp swaarde en hulle begin net left, right en center. Maak nie saak wie dit is, en of dit 'n broer is, en of dit 'n ma is, en of dit 'n vriend is, of dit iemand wat jy nie ken nie. 3000 mense word daai dag doodgemaak. Want dit was die Israeliete wat in ongeloof teen God opgetrek het. En net na daai storie, dan maak God die stelling, teen die tyd wanneer jy by Exodus 33 uitkom, dan begin dit vir jou, met God wat sê, ek gaan nie verder saam met hierdie mense gaan nie. Hy sê vir Moses, ek gaan vir jou 'n engel stuur, en dit sal goed gaan, en ek sal seker maak dat enige vyand wat voor julle kom, sal uitgewis wees. Maar ek gaan nie saam met hierdie mense gaan nie. Kan nie. Ek gaan hierdie volk self uitwis. En dan sien jy, daar gebeur iets mooi, dat Moses pleit by God. Maar hulle gee vir jou 'n storie van die tent van ontmoeting, en dan sal hulle sê, dat Moses gaan in die tent van ontmoeting, en dis die plek wat hy met God gaan praat het. En wanneer God ingekom het, dan het daar 'n wolkkolom by die ingang afgekom. Nou imagine wanneer jy in jou binnekamer ingaan, toemaak om te gaan bid, kom daar 'n wolkkolom af. Jy en die Here, conversation, mens praat met God. En dan, wat gebeur is, as Moses uitgegaan het, het Joshua agtergebly. Want die teenwoordigheid was vir hom so belangrik geweest. Maar dan op 'n stadium, dan kom hierdie einste Moses, en dan gaan hy na die Here toe. Hy sê, Here, as ek guns gekry het by U, Here, as daar enigstens as ek guns by U gekry het, moet nie hierdie mense hier los nie. Here, mag U ons nie vra om 1 tree weg te vat van hierdie plek af as U nie by ons is. En dan sê die Here, Moses, ek gee vir jou guns. Jy het guns gevind by my, want jy is soos my vriend. Dis wat hy sê vir Moses, jy het guns by my gekry. En dan kom hy en sê, ag Here, kan ek nie net sien nie. En dan gaan die hele storie af van waar hy die agterkant van God sien. Maar in hierdie konteks, wanneer hy met God praat, om te kan sê, Here, maar asseblief, sien die guns raak wat U op my lewe het, en spaar hierdie ouens, spaar hierdie klomp mense wat so vinnig in sonde val. En in daai konteks is waar God sê hierso. Hy sê, ek sal my ontferm oor wie ek my wil ontferm, en ek sal barmhartig wees teenoor wie ek wil barmhartig wees. Hier kom en hy sê, Moses, op grond van jou guns, gaan ek hierdie mense se sonde oorsien, want dis die ding, die Israeliete was 'n sondige klomp mense gewees. En God kies op grond van die guns van Moses om homself te ontferm oor hierdie mense. God se hart, sy begeerte om te ontferm. En dan gaan hy verder, vers 17. Dan sê hy, die skrif sê immers vir Farao, juis hiervoor het ek jou verhef, sodat ek deur jou my krag kan toon, en sodat my naam oor die hele aarde verkondig kan word. Hy ontferm hom dus oor wie hy wil, en hy maak hardkoppig wie hy wil. So terug na die storie van Exodus. Teen die tyd wat ons die storie met Farao lees, dan sê God vir Moses, gaan kry die mense uit Egipte uit, en bring hulle na die land toe wat ek vir julle beloof het, aan jou voorvader Abraham, Isak en Jakob. En dan sien ons dat Moses gaan na Farao toe, maar Farao verhard sy hart. Hy maak sy eie hart hard. En dan sien jy, hy maak weer sy hart hard, en dan op 'n stadium dan sê hy, en die Here het Farao se hart hard gemaak. God was nie die een wat rebelsheid in Farao se hart gesit het nie. God is nie die een wat sonde in Farao se hart ingesit het nie. Maar die oomblik toe Farao vanuit hierdie hardheid en vanuit hierdie rebellie, vanuit hierdie sonde uit sy hart verhard het, toe versterk die Here die posisie waarna hy is, en hy maak vir hom kliphard. God kies en hy sê, as jy wil hard wees, kom ek wys jou hoe hard kan jy wees. En jy ken die storie van die 10 pla.
En uiteindelik op die 10de plaag, die doodsengel kom verby en skielik besef Farao, laat hulle gaan. En net toe hulle gegaan het, wat gebeur? Farao vat sy weermag en hy sê, kom ons gaan haal hulle. 'n Harde hart, want dis wat gebeur met die rebellie en die sonde wat in Farao se hart was. En so hier kom hy en hy sê, ek maak sy hart hard. En dan kom hy en dan sê hierso, hy sê in die einde, hy sê, hy ontferm hom dus oor wie hy wil en hy maak hardkoppig wie hy wil. God maak party mense hardkoppig. As ek dink aan Esegiel 3, dan maak die Here en dan sê die Here vir Esegiel, ek stuur vir jou na Israel toe. En is 'n hardkoppige klomp mense wat harde harte het. Hy sê, maar ek maak jou net so hardkoppig soos die mense met wie jy werk en ek maak jou so sterk soos 'n rots. Dis wat gebeur is, God maak vir Esegiel hardkoppig vir die groepering mense met wie hy is. En skielik besef ons dat God is soewerein. God is soewerein. In 'n plek waar rebellie en sonde heers, dan is dit God se oordeel om te vernietig. En in 'n geval soos Farao, maak God sy hart nog harder, sodat die heerlikheid van God gewys kan word. Want selfs jare later staan daar mense in vrees en bewering oor wat God gedoen het met die Egiptenare. Want dis wie God is. Dis die storie van Moses, storie van Farao. Dan gaan hy vers 19. Dan sê hy, jy sal nou vir my sê, hoe kan hy dan nog 'n mens die skuld gee? Want wie kan sy wil teenstaan? So hier kom hy sê, maar nou sit Paulus homself in die posisie van die mense wat hoor en sê, maar hoe sê jy dan vir my dat enige iemand kan dan iets anders te doen as God die ene is wat dan die rebellie maak? As God dan die ene is wat mense hard maak? As God dan die ene is wat dan soewerein is? Hoe is dit moontlik dat enige iemand van ons die wil van God kan teenstaan? En hy gaan daai beantwoord nie uit die liefdevolle Vader antwoord nie. Hy gaan hom antwoord vanaf God is soewerein. Maar dan moet ek ook vir jou sê, ek dink grootendeels ons as mense, ons hou daarvan om onsself te verregverdig en om nie eienaarskap te vat van wat ons verkeerd gedoen het nie. 20 jaar terug, toe het ek na 'n ou se preke geluister, wat my baie gevorm het in my teologie, en wat 'n mens verstaan in terme van hoe die Here alles in mekaar gesit het, en dit was eintlik amazing geweest, maar 'n paar jaar later word daai ou toe in die tronk gegooi, bloot want hy het geoverstep, die regering was nie baie happy nie, en hulle vat hierdie ou en hulle prop hom in die tronk vir amper 10 jaar. Nou sê hy uit die tronk uit, en glo vir my, al wat jy by daai ou se mond hoor uitkom, is dit was nie my skuld nie, dit was die regering gewees, en hulle het net nie in my gedraai, en ek was heeltemal onskuldig gewees, en ek het niks gedoen nie. Ek is onskuldig in die proses. Ons moet baie versigtig wees vir dit. Baie versigtig wees dat ek nie verantwoordelikheid vat vir my eie ongehoorsaamheid of vir my eie sonde in my lewe nie, maar ewe skielik net terugpoint en sê ja, maar dis die Here wat dit dan gedoen het. As jy sê God is soewerein, dan is dit die Here wat dit gedoen het. Wees bitter versigtig vir daai posisie. Maar in die posisie wat Paulus hierdie antwoord hy vanuit God is soewerein. En hy sê tog, vers 20, wie is jy tog, o mens, om God te weerspreek? Sal die maaksel vir sy maker sê, waarom het jy my so gemaak? Of het die pottebakker dan nie die reg om uit dieselfde stuk klei 'n voorwerp vir edele gebruik of vir oneerlike gebruik te maak nie? As God dan die voorwerpe van sy toorn wat vir ondergang bestem is met groot geduld verdra het, omdat hy sy toorn wil vertoon en sy krag bekend wil maak, het hy dan nie ook die reg om sy rykdom vir sy heerlikheid bekend te maak oor die voorwerpe van sy ontferming wat hy vooraf vir heerlikheid bestem het nie? Dit is ons wat hy geroep het, nie net uit die Jode nie, maar ook uit die Jode. So nou kom hy en hy sê, maar wie dink jy is jy? God kan maak om te vereer en God kan maak om te vernietig. God kan dit doen. Nou gaan hy vir jou voorbeelde gebruik, want onthou nou, hy praat van Jode, en Jode wat nie tot bekering kom nie, gaan hel toe. Soos enige iemand anderste wat Jesus nie kies nie, gaan hel toe. En hy sê, jy kom nou met hierdie stelling, en jy voel dalk asof jy voel dis onregverdig. Nou gaan hy terug in die patroon, en hy gaan vir jou wys hoe sondig
was die Jode nog al die pad. Hy het vir jou die voorbeeld gebruik van wat gebeur het met Moses en die goue kalf. Hy het vir jou gewys hoe het Farao sy eie hart gemaak, en nou gaan hy vir ons nog voorbeelde gee oor waar die hele volk sondaars opgetree het in ongehoorsaamheid. En die eerste voorbeeld gebruik is die storie van Hosea. Nou Hosea was 'n profeet gewees vir die nasie Israel. Nou net om vir jou 'n idee te gee, daar was 'n storie gewees toe Dawid koning was, toe was Israel een groot nasie gewees. Dawid het oorgegee vir sy seun Salomo, een groot nasie gewees. Toe Salomo oorgee vir sy kind Rehabiam, toe word daar 'n oorlog plaasgevind en die hele nasie split in twee. Boonste gedeelte word bekend as Israel, onderste gedeelte word bekend as Juda. Nou die groot ding wat jy moet onthou is Israel, die boonste ouens, het nooit 'n goeie koning gehad nie. Die ouens in die onderkant, hulle het nog 'n paar goeie konings gehad, maar teen die tyd wat God vir Hosea oprig, rig hy hom op vir die boonste gedeelte, vir Israel. Hierdie ouens wat boos was. En hy gee vir Hosea een van die moeilikste opdragte ooit. Hy sê vir Hosea, gaan trou jy met 'n prostituut. Iemand wat ontrou gaan wees teenoor jou. Want dis die voorbeeld. Israel is ontrou teenoor God. En so sy huwelik met hierdie vrou gaan 'n voorbeeld wees wat gebeur met Israel wat ontrou is teenoor die Here. En dan kry Hosea saam met hierdie vrou 3 kinders. Die eerste kind se naam is Jesreel, en hierdie beteken om te, die Engelse woord is to scatter, of te saai, of om te verstrooi. Dis die naam van die eerste kind. Dan het jy die tweede kind se naam, is Luragama, ek weet nou nie of jy die kind het wat sy naam Luragama was nie, of Laurugama, of ietsie soos dit, maar dit beteken om 'n mens geen liefde te bewys nie, geen liefde vir die mense nie. En dan het hy 'n derde kind, en die derde kind se naam was Lo-Ami, beteken dis nie my mense nie. So God maak 'n stelling, en hy sê dat ek gaan hierdie groep mense gaan ek versprei, ek gaan geen liefde aan hulle betoon nie, en die derde een is, hulle is nie my mense nie. Hierdie mense lewe so boos, so diep in hulle sonde, dat ek gaan hulle versprei, en seker so 5 tot 10 jaar nadat Hosea hierdie sy laaste woorde gedeel het, toe kom Assyria van bo af en hulle vernietig Israel. Hulle vat hierdie mense en hulle versprei hulle reg oor die wêreld. En hy noem hierdie ouens dat hulle is nie my mense nie. En ek het hulle nie lief nie. En aan die einde van hoofstuk 1, hy sê, maar daar gaan 'n dag wees wat ek gaan verklaar, hierdie is my mense en ek het hulle lief. Dis die dag wanneer my genade uitgeversprei word oor hierdie mense. En dis wat hy hierso vir ons gaan sê. So hy sê nou, hy kom eers, wie dink jy is jy? Wie dink jy kan sê vir die Here as hy hierdie stellings maak? En dan sê hy, so sê hy vir Hosea, hulle wat nie my volk was nie, sal ek my volk noem. Haar wat nie geliefd was nie, sal ek my geliefde noem. En op daardie plek wat ek vir hulle gesê het, julle is nie my volk nie, juist daar sal hulle kinders van die lewende God vernoem word. Dat daar is 'n sekere punt dat hierdie Israeliete so diep in hulle sonde val, maar ek gaan my genade uitstort en ek gaan hulle terugbring en ek gaan hulle my volk noem en ek gaan hulle lief hê. God wat herstel. God kan, maar jy moet verstaan, moenie die Israeliete dink dat hulle is onskuldig nie. Moenie dink dat ek staan hierso en ek is onskuldig nie, want hierdie ouens was in hulle wese boos gewees. Volgende voorbeeld wat hy gebruik is vir Jesaja, vers 27, hy sê, maar Jesaja roep uit aangaande Israel. Hy sê, al is die getal van die kinders van Israel soos die sand van die see, sal net 'n oorblyfsel verlos word. Hy praat van hierdie spesifieke storie van Assyria wat gaan kom, ook omtrent so 10-13 jaar voor Assyria aangekom het. Hy sê, julle is so groot soos die sand van die see, julle dink julle is amazing, maar daar kom 'n dag dat julle verstrooi gaan word. Selfde event wat hier gaan plaasvind. Al is die getal van die kinders van Israel soos die sand van die see, sal net 'n oorblyfsel verlos word. Net 'n klein bietjie sal agterbly, net 'n klein bietjie sal gered word.
Want die Here gaan 'n volledige en 'n spoedige afrekening op die aarde hou. En soos Jesaja reeds gesê het, as die Here, heerser oor alle magte, nie vir ons se nageslag laat oorbly het nie, sou ons soos Sodom geword het en ons sou net soos Gomora aangegaan het. Hy kom en hy sê, as God nie Asiria gebring het om vernietiging te bring, en as hy nie 'n groepering mense agtergelos het nie, sou ons as 'n nasie opgeëindig het soos Sodom en Gomora. Dis wat gebeur, as God ons moet los in ons sonde, julle sal dit rof gaan. As ek dink aan myself, en ek dink in my wese, voel ek konstant soos 'n sondaar. Elke keer as ek myself voor God neersit, dan besef ek, Here, ek is deurtrek met sonde, en ek is in my wese nie goed genoeg om voor U te wees nie. En dieselfde met jou, jy's nie in jou wese goed genoeg nie, maar ek sê vir jou, die dag, as God se genade en sy gees van my moet afgaan, wat die brieke afhaal van sonde, sal dit nag wees. Ek dink binne in my dit die kapasiteit om soveel erger te wees, en dieselfde met jou. As jy die dag nie die gees van die Here op jou het nie, en hy los jou om te doen net soos jy wil, sal ons land nog ver erger lyk as wat hy nou lyk. En hy kom en hy sê, as God nie ingekom het en hierdie ouens versprei het en net 'n klein bietjie oorgelos het en hierdie ouens beskerm nie, as God dit nie gedoen het nie, sou ons opgeëindig het soos Sodom en Gomora. Vernietig in ons sonde. En dis wat gebeur. So hy kom en hy sê, ons praat van God en sê, Here, maar dis U skuld, of Here, U is onregverdig. En dan sê nee, besef net hoe boos is ek en jy. Besef net, as ons kyk na Israel, sien ons net hoe God in ons wese ons harte verander. Vers 30 tot 33, en ons is amper klaar. Wat sal ons dan sê? Dat die heidene, wat die geregtigheid, wat hulle nie nagejaag het nie, verkry, naamlik die regverdiging, deur hulle geloof. Wat bedoel hy? Hier kom hy sê, wat bedoel ek? Deur hierdie hele ding, wat het hy bedoel? Nommer 1, dat die ouens wat heidene is, kry geregtigheid op grond van geloof. Nie iets wat hulle gejaag het of try doen het nie, terwyl Israel, of die Jode, wat geregtigheid deur die wet nagejaag het, die eis van die wet nie kon nakom nie. Die Jode probeer wette volg om hulle self reg te kom, en hy sê, dit gaan net nooit maak dat julle werk nie. En hoekom nie? Waarom nie? Omdat hulle dit nie op grond van geloof wou kry nie, maar op grond van hulle dade. Hulle het oor die struikelblok gestruikel. Die Jode het gestruikel oor 'n struikelblok, en hy gebruik Jesaja se woorde, soos daar geskryf staan. Hy sê, kyk, ek sit in Sion 'n klip neer, waaroor 'n mens kan struikel, ja, 'n rots wat jou kan laat val. Maar wie nie in hom glo nie, sal nie beskaamd staan nie. Maar wie in hom glo sal nie beskaamd staan nie. Hy sê, ek sit 'n rots in Sion, ek sit 'n rots in Jerusalem. En hierdie rots gaan maak dat party mense struikel, maar die wat in die rots glo, sal nooit beskaamd staan nie. Daai rots is Jesus. Toe Jesus gekom het in Israel, toe struikel die Jode oor hom. Hulle het hom gesien, en hulle het hom nie herken as die Messias. Maar die wat geglo het in Jesus, sal nooit beskaamd staan nie. En dis die hart. So, Romeine 9 kom, en hy kom gee vir my en vir jou 'n storie oor die Jode, en hoe die Jode dink ek verdien my posisie in die hemel. Want kyk hoe nice is ek. En ek sê vandag vir enige iemand wat vandag met daai selfde mentaliteit sit, moenie dink dat jy verdien die hemel omdat jy nice is nie. Jy verdien nie die hemel omdat jy kerk toe gaan nie. Jy verdien nie die hemel omdat jy mense oukei hanteer nie. Jy verdien die hemel vir geen ander rede as Jesus wat op die kruis gesterf het, en dit is net ons geloof in Jesus wat maak dat ons hemel toe gaan. En jy kan offended raak, jy kan aanstoot neem deurdat God soewerein is en dat God in 'n plek is en alles bestuur. Of ek en jy kan onsself herinner dat daai selfde God wat soewerein is 'n God wat soveel genade uitstort oor my en jou, dat dit 'n dankbaarheid in ons hart kweek. Vir nommer 1, vir die feit dat hy soewerein is en hy staan bo alles. En nommer 2, dat hy 'n liefdevolle God is wat sy hart van genade uitstort oor my en jou.
En dis die hart van Romeine 9. Kom ons sluit die oë. Here, wat 'n voorreg is dit dat ons het om tyd saam te kan spandeer. En ek wil bid, Here, soos wat ons hierdie lees, Here, mag ons nie aanstoot neem deur u karaktereienskappe nie. Here, ons kyk na natuurlike base of hoe ons hanteer of mense om ons en ons besef, Here, dat ons hou nie daarvan as iemand in beheer is nie, want dit vat ons vryheid weg en dit vat alles wat ons dink is belangrik weg. Maar Here, ons dien u wat soewerein is. Here, wat so ver bo alles is en alles staan, wat Here, wat u bestuur en beheer alles. En tog kies u om as 'n liefdevolle Vader genade uit te stort oor ons. Mag ons nie vergeet wat u vir ons gesê het in Romeine 8. En Here, mag ons in ons wese so dankbaar wees. Here, mag hierdie ons roep na gehoorsaamheid. Mag hierdie ons roep, Here, na om vergifnis te vra, om bekering te doen, Here, om na u toe te kom, deur u voete te val en sê, Here, hier is ek. Maar Here, dat ons met alles wat in ons is, met volle vrymoedigheid in die teenwoordigheid in kan gaan, want dit is die troon van u genade. En ons loof u daarvoor. In Jesus naam. Amen.